Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 25ste Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en vandag se hoofopskrif sê SAPD het 'n plan teen misdaad in Suid-Afrikaanse skole. Nuushoofdtrekke vir vandag. Suid-Afrika se weermag kan die land suksesvol verdedig. So wil polisieskole beveilig volgens die minister. Wêreldrekord in rugbywedstryd opgestel in Ierland. Beskuldigdes wat vrou ontvoer het, noem in die hof, hulle is aangerand. Mani Libbok verlaat die Stormers, 'n nuwe speler kom by Unie. Springbokke teen Barbarians, nuwelinge oefen hard. 'n Streep is getrek teen geweld in misdaadgetuisterde skole oor Suid-Afrika heen. Sifuye Gurube, minister van basiese onderwys, het gister so gesê toe sy en Senzo Mchunu, minister van polisie, 'n versterkte samewerkingsooreenkoms vir veiligheid in skole op 'n media-konferensie by die parlement onderteken en bekendgestel het. Die jongste weergawe sal eerste by 283 geïdentifiseerde skole wat die ergste onder geweldsmisdade in die Wes-Kaap, Gauteng, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap deurloop in werking gestel word. Volgens Gurube sal die regering geen geweld in skole in die vervolg duld nie. Volgens haar moes daar ook met 'n sterker en gekoördineerde benadering vorendag gekom word om veral geweldsmisdade in skole sistematies uit te skakel. Ons skole behoort plekke van veiligheid en leer te wees, maar dikwels is hulle plekke van vrees en trauma. In die 2024 boekjaar is 'n totaal van 28 moorde by skole landwyd gepleeg. 2/3 van verkrachtings in ons skole het ook leerlinge op leerlinggeweld behels, terwyl daar ook meer as 11.000 inbrake aangemeld is. Mchunu het bygevoeg, ons staan vir geen geweld in skole. 'n Skool is 'n plek vir leer en onderrig, niks anders nie, het hy gesê. Ons moedig stasiebevelvoerders ook aan om dit 'n praktyk te maak om 'n werksverhouding met skoolhoofde te hê, onder meer oor misdaadneigings in skole. Ons het hierdie keer ook die 283 skole geïdentifiseer waar ernstige misdade wel plaasgevind het. Vir elkeen van daardie skole het ons 'n ingrypingsplan opgestel. Die plan sal rondom die skoolhoof en veiligheidskomitee in elke skool gebou word. Suid-Afrika se weermag kan ondanks sy geld en operasionele probleme steeds die land en sy mense in die lug, ter see en op grond teen enige veiligheidsbedreiging beskerm, so sê Angie Motshega, minister van verdediging en militêre veterane. Ons is vol vertroue dat ons as 'n verdedigingsmag steeds ons mense en land sal kan beskerm. Ons het probleme, maar ons is nie heeltemal wanfunksioneel nie, het sy gister gesê. Sy het gesê die feit dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, die SANW, vroeër steeds soldate as deel van vredesmagte na onder meer Mosambiek en die Demokratiese Republiek, die Kongo, oftewel die DRK, kon ontplooi, is bewyse dat die kapasiteit wel daar bestaan. 'n Groep rugbyliefhebbers het die afgelope week geskiedenis gemaak toe hulle daarin geslaag het om die Guinness World Record vir die langste mans- en vroue rugbywedstryde te oortref. Die marathonwedstryde is van Woensdag 18 Junie af om 8:00 die oggend gespeel by die Mullingar Rugby Club in die Graafskap Westmeath, Ierland, en is aangebied deur Luzet. Hoewel die uitslag nog amptelik deur die Guinness World Records bekragtig moet word, het die organiseerders bevestig dat albei bestaande rekords wel oortreffers. Die vorige mansrekord van 30 uur, 29 minute en 41 sekondes is donderdagmiddag verbygesteek in die wedstryd het voortgeduur tot net na 2000 uur daardie aand. Die vorige vroue rekord van 24 uur, 5 minute en 15 sekondes is ook verbygesteek met 'n nuwe tyd van 26 uur en 30 minute. Nog 7 aanklagte is bygevoeg by die lang lys teen 'n egpaar van Bloubergstrand wat onder meer van verkrachting en seksuele aanranding van hulle minderjarige dogters aangekla word. Die egpaar, 'n 48-jarige man en sy vrou nou 48 jaar, staan op 24 aanklagte tereg. Hulle het maandag hulle tweede verskyning in die Landdroshof in Kaapstad gemaak. Die hof het gehoor dat die egpaar, wat reeds op 10 Junie by hulle huis in 'n luukse veiligheidskompleks in Big Bay in Bloubergstrand in hegtenis geneem is, na hulle laaste verskyning op 13 Junie nie na die Polsmoor gevangenis geneem is soos deur die hof gelas is nie. Die saak is tot môre uitgestel wanneer die borgtog aansoek sal begin. Met 'n bydra 6 misdryf berus die onus op die beskuldigde om dwingende redes aan die hof te verskaf wat hulle vrylating op borgtog regverdig.
Die onderwyseres, 'n 35-jarige vrou, het maandag in die Landdroshof in Mitchells Plain verskyn op aanklagte van seksuele voorbereiding van 'n kind en die wys van pornografie aan 'n kind. Die saak teen haar is tot 1 Julie uitgestel vir die beoogde borgtog aansoek. Die ondersoekbeampte het maandag in die hof gesê dat die beskuldigde nie 'n vlugrisiko is en sy is 'n eerste oortreder en die moontlikheid is skraal dat sy met die getuienis of met die saak sal bemoei. Die Landdros het gesê, gegee die inligting voor haar, is daar aan hierdie stadium geen rede hoekom die beskuldigde nie op borgtog vrygelaat kan word nie. Die saak is daarna tot 1 Julie uitgestel sodat die borgtog aansoek kan voortgaan. Sy was tot 11 Junie nog onderwyseres aan die skool en is op 12 Junie by huis in Athlone in hegtenis geneem. Die beskuldigde het op Vrydag 13 Junie vir die eerste keer in die Landdroshof verskyn. Daarna is die saak tot 23 Junie uitgestel. Een van die twee mans wat van die ontvoering van 'n Baaise biokineticus aangekla word, beweer hy is ure lank aangerand nadat hy in hegtenis geneem is. Die beskuldigde was Tolisile Ratouini wat 41 jaar oud was. Rawatini beweer die polisie het hom in 'n minibus weggeneem en later met 'n stuk rubber oor die gesig geslaan sodat hy nie kon asemhaal nie, terwyl hy ook herhaaldelik op sy lyf geslaan is. Die ondersoekbeampte het egter ontken dat hy Rawatini aangerand het en gesê hy het hom slegs gaan aflaai by die Falke se kantoor. Hy het gesê Rawatini het geensins ander rede aan hom verskaf oor waarom hy nie gebied was nie toe hy in hegtenis geneem was nie. Die saak duur tans voort. Mark Rutte het in die openingsgesprek van NAVO se Spitsberaad in Den Haag, Nederland, beklemtoon die NAVO-bondgenote kan gelyktydig oorloë aan verskeie fronte behartig. Hoewel hy nie na president Donald Trump se afskaling van Amerikaanse militêre hulp aan die Oekraïne verwys het nie, het Rutte benadruk onder NAVO-lande se bydrae het reeds in die eerste helfte van 2025 aansienlik verhoog. Die Europeërs en Kanadese het reeds in die eerste helfte van die jaar 718 miljard rand aan militêre steun aan Oekraïne toegesê. Hy het aan afgevaardiges op die beraad die versekering gegee dat die VSA steeds 'n volwaardige en toegewyde lid van NAVO is, maar verhoogde besteding van die ander bondgenote verwag. Trump sou na verwagting gistermiddag in Nederland aangekom het. Rutte het nie gister die gebeure in Iran geopper nie, maar hy het wel maandag op 'n media-konferensie voor die aanvang van die Spitsberaad gesê, een van sy grootste vrese is dat Iran 'n kernwapen sal ontwikkel. Dit sou 'n wurggreep op Israel, die hele streek en die ander dele van die wêreld wees. Hy sê hy stem nie saam met die siening dat die VSA internasionale wette oortree het met 'n aanval op Iran nie. Hy was gisteroggend ook vol lof vir Trump se aandeel in die samesprekings tussen Oekraïne en Rusland. 'n 21-jarige vrou van Tembisa is in Gauteng in hegtenis geneem nadat sy na bewering 'n 3 dae oue baba by haar ma in 'n plaaslike kliniek gesteel het. Die vrou sal na verwagting binnekort in die Landdroshof in Tembisa op aanklag van ontvoering moet verskyn. Die baba se ma het glo gister die vrou wat aan haar onbekend was gevra om haar baba vas te hou terwyl sy in die badkamer geloop het. Met haar terugkeer was die vrou en die baba klaar weg. Met die hulp van die publiek is die verdagte opgespoor en in die Daliumpofu informele nedersetting in hegtenis geneem. Die polisie sê die baba is medies ondersoek en sal weer met sy ma herenig word. Die rand het gister tot selfs R17.67 teen die dollar versterk en die oliepryse tot $67 per vat gedaal nadat die nuus oor 'n skietstilstand tussen Israel en Iran deur die markte gespoel het. Die onderverhalings om brandstof vir die afgelope paar dae tot 55 sent per liter op 95 oktaan en tot 81 sent per liter op diesel met 0,005% swal opgeskiet. Die finale syfers sal teen Dinsdag aangekondig word. Dit word op 2 Julie van krag. Die rand het die afgelope weke so swak as R18.07 teenoor die dollar verhandel. Manny Libbok wat 27 jaar oud is die Springbok loskakel wat sy tasse by die Kaapse franchise ingepak het. Libbok is vrygestel van 'n kontrak wat tot 2027 sou gestrek het. Ondersteuners van die Stormers sal dit as 'n gevoelige verlies beskou, maar om 'n groot salaris te betaal aan 'n speler van wêreldgehalte om op die bank te sit, is nie 'n sinvolle benadering tot kontraktering gegee die finansiële raamwerk waarbinne gewerk word nie. Yuri Matthee sal waarskynlik nou op die tweede keuse op loskakel beskou word. Intussen het die Stormers bevestig dat hulle 'n kontrak met die voormalige Leeuwsflank, Roan Ackerman, gesluit het. Hy is die Stormers se derde hoë profiel aanwins van buite die streek nadat die Springbok skramskakel Kobus Reinagh en loskopskut Tutu Mchunu vroeër by hulle geteken het. Ackerman sien uit na die nuwe uitdaging by die Stormers. Sian Hilly, vir hierdie ervare stit sal die geleentheid van die DHL stadion in Kaapstad soveel meer spesiaal wees omdat hy in sy laaste wedstryd
teen die wêreldkampioene sal kan uitdraf. Healy wat nou 37 jaar oud is een van talle lede. Hier is 100 toetse op sy kerfstok het. Sy Ierse landgenote Conor Murray op 125 toetse vir Ierland en 8 vir die Britse en Ierse leeu's en Peter O'Mahony 114 vir Ierland en 1 vir die leeu's, asook Sam Cane 104 vir die Nieu-Seeland, beteken die Barbarians sal geen tekort aan ervaring vir hierdie wedstryd het nie. Teen gistermiddag het Healy nog nie Rassie Erasmus, hoofafrigter van die Springbokke, sy eerste Springbokspan vir hierdie seisoen onder oog gehad nie. Healy het wel sy lippe afgelek toe hy hoor die vaskopstit as sy Nate en Tlhakabakanye is in die Bokke se beginspan ingesluit. Healy sê die feit dat hy gereed gemaak het om vir oulaas op te draf na langloopbaan beteken geensins dat hy aan motivering ontbreek het nie. Ja, is my laaste wedstryd, maar jy moet tot die einde toe jou mededingendste ingesteldheid behou, het hy gesê. Hy erken wel dat die feit dat sy loopbaan finaal tot einde gekom het, dis iets wat steeds by hom moet insing. Ek probeer om die emosionele aspek daarvan eers op sy te skuif en professioneel te bly tot aan die einde, het hy aan die media gesê. Die Britse en Ierse leeu's eis dat die voorste Wallabies vir hulle super rugby spanne moet speel om te verseker dat opwarmwedstryde betekenisvolle voorbereiding vir die reeks van 3 toetse sal bied. Die voor sal waarskynlik 5 Wallabies insluit, naamlik Nick Champion, de Crismy, Dylan Peets, Tom Robertson, Darcy Swain en Nick White. Ons sal die naweek 'n mededingende wedstryd sien en dis waar ons soek, sê Ben Cavalier, die uitvoerende hoof van die leeu's, wat Rugby Australië, die RA en Smith herinner het dat die vrystelling van die Wallabies deel was van die toernooi-ooreenkoms. Die ooreenkoms is duidelik. Dit sê dat toetsspelers vrygestel moet word om wedstryde voor daardie toets te moet speel. Die leeu's speel ook teen die Reds, die Brumbies en Waratahs voordat die eerste toets op 19 Julie in Brisbane sal plaasvind. Die leeu's sal op 15 Julie waarskynlik nie teen enige van die Waratahs en Wallaby sterre soos Joseph Akusa Suwali, Angus Bell, Daniele Topu te staan kom nie, aangesien daardie wedstryd die dag voor die Wallabies sy enigste opwarmwedstryd plaasvind, 'n toets teen Fiji. Die Olimpiese en Paralimpiese spele van 2024 in Parys het die Franse regering net minder as 123 miljard rand gekos. 'n Verder 3,19 miljard euros is bestee aan werk wat verband hou met die infrastruktuurprojekte van die spele. Die Olimpiese spele het van 26 Julie tot 11 Augustus plaasgevind, terwyl die Paralimpiese spele van 28 Augustus tot 8 September gehou is, met die organiseerders wat talle geskiedkundige plekke in sentraal Parys of as venues of as die agtergrond vir kompetisies ingespan het. Die spele is wyd as hoogs suksesvol beskou. 'n 100-tal deur Engelandse Ben Duckett het die span gister oor die wenstreep gehelp in die eerste crickettoets teen Indië wat op Headingley in Leeds beslis was. Die tuisspan moes op dag 5 die wenteiking van 371 bereik het, die 10de hoogste in toetsgeskiedenis. Hy en Zak Torley, sy aanvangsmaat, het tot met die middagete eysterklou op die grond gestaan en 117 lopies saam opgestapel. Jasprit Bumrah, wat die Engelse in die eerste beurt met sy snellers aan flarde gebou het, was 'n tandelose tier in die tweede en kon nie een keer sukses gehad het nie. Duckett het sy speler van die wedstryd aangewys. Die tweede toets begin volgende Woensdag op Edgbaston in Birmingham. Rassie Erasmus, die bokafrigter, kyk egter na feite soos hy gedoen het toe daar destyds oor Cheslin Kolbe sy klein statuur gegis is. In die verlede is daar oor Cheslin gesê dat hy te lig was. Dieselfde geld as hy een van die swaar manne is. Kyk na ou soos Frans Malherbe. Erasmus meen dat die 26-jarige Tlhakabakanye nesstitte soos Neetling Forsie en Oxenche 'n gevoel vir die spel het. Hy word die afgelope 2 jaar al dopgehou en vaar nie swakker as ligterstitte in die sleutelaspekte van hierdie spel nie. Daar is aan sy gewig gewerk. Hy weeg nou 141 kg en nie meer 160 kg nie, soos deur sommiges verkondig is nie. Dis met die leeu's vir wie Tlhakabakanye speel, sy samewerking dat hy fisiek op die verlangde standaard kon kom. Tlhakabakanye het destyds vir die junior bokke gespeel, maar daarna nie die toets geslaag met sy kondisionering nie. Dis wonderlik en ons is baie trots op hom, het die afrigter van die leeu's van Tlhakabakanye gesê. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1126, Polokwane 621, Lephalale 825, Mbombela 825, Mahikeng 922,
Pretoria 7:22, Johannesburg 10:13, Ermelo 4:19, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 10:25, Durban 12:27, Port St Johns 13:28, Bethlehem 3:18, Bloemfontein 6:21, Allewal Noord 7:21, Welkom 9:21, Vryburg 9:23, Kimberley 10:24, Appington 9:27, Prieska 10:25, Springbok 5:12, Karasburg 8:21, Keetmanshoop 9:24, Mariental 9:26, Alexanderbaai 10:18, Brandvlei 7:19, Loederitsbaai 9:16, Vredendal 9:17, Kaapstad 12:14, Sutherland 1:11, George 11:22, Jeffreys Bay 12:29, Geberra 12:30, Graaff-Reinet 9:22, Oos-London 17:28, De Aar 8:22, Molteno 5:16, Beaufort Wes 9:22 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.76 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.53. Die euro verhandel teen R20.62. Die pond kos R24.18. Die yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $35.91 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.323 ook per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $71.48 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag: straal vandag slegs vriendelikheid uit en kyk hoe jou kollegas op dit reageer. Aangename dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.